Goeiedag studente en welkom by die tweede kontaksessie vir hierdie week. In die eerste sessie het ons dan gekyk na patrone en algebra en hoe algebraïese denke ontwikkel. En in hierdie kontaksessie gaan ons dan spesifiek fokus op funksies. Ons is dan nog steeds ook by dieselfde uitkoms as wat ons gehad het in die vorige kontaksessie, die wiskundige konsepte sowel as wiskundige vaardighede wat graad 1 tot 3 leerders moet kan bemeester rondom patrone, funksies en algebra, moet julle kan identifiseer en dan ook beskryf. Funksies vorm dus dan ook in die KABV deel van die inhoudsarea patrone en algebra. Dis patrone, funksies en algebra wat een inhoudsarea maak. Ons kyk dan eers na maar wat is 'n funksie? En 'n funksie kan dan beskryf word as 'n reël wat twee versamelingsgetalle op so 'n manier bymekaar pas, dat vir elke eerste getal is daar slegs een moontlike tweede getal, volgens die reël wat dan gevolg word. So daar is 'n invoergetal, dan is daar 'n reël en dan is daar 'n uitvoergetal. Vir elke invoerwaarde is daar slegs een uitvoerwaarde. Dit beteken as ek byvoorbeeld sê ek het 5 en ek sit 2 by, dan kan ek tog nie sê 5 plus 2 is 8 nie, of 5 plus 2 is 4 nie. Omdat daar 'n reël is, beteken dit ek kan net een regte antwoord hê en dit is 7, my uitvoerwaarde. So 5 plus 2 is 7. 5 is die invoerwaarde, plus 2 is die reël, en 7 is die uitvoerwaarde. En dit kan slegs 7 wees, volgens die invoerwaarde en die reël. So twee versamelingsgetalle, wat dan so by mekaar pas, deur middel van 'n reël. En die verwantskap tussen hierdie twee getalle in die paar word dan 'n funksie genoem, omdat daar net een uitvoerwaarde vir elke invoerwaarde is. In die handboek is daar ook vir julle oulike voorbeelde van funksies. Julle moet die definisie ken van wat is 'n funksie, dit mooi kan verduidelik en dit ook in jou eie woorde kan verduidelik. Hierdie is ook net ter agtergrond vir julle. Julle sal ook sien dat ons nie die werk of 'n funksie so aan leerders gaan verduidelik nie. Grondslagfase leerders moet baie informeel en op informele maniere funksies ondersoek. Daar's 'n verskeidenheid van maniere wat dan gebruik kan word om funksies in die klas te ondersoek. Om dan net 'n paar te noem, is dit alledaagse situasies, tabelle, masjiene en ook vloeidiagramme. Ons gaan dan 'n bietjie verder kyk na hierdie 4 maniere. Die eerste een is dan lewenswerklike situasies van 'n funksie of 'n regte wêreld situasie. Jy kan hierdie nogal lekker in jou klas gebruik om kinders bietjie bekend te stel aan funksies. In plaas van om dan dadelik op 'n semi-konkrete of abstrakte manier met funksies te werk, deur somme te gebruik, kan jy hierdie lekker kinesteties en konkreet doen en so eers vir die leerders leer oor funksies. Jy gebruik die leerders in jou klas om byvoorbeeld te ondersoek wat is die verwantskap tussen die aantal leerders en die aantal hande. So een kind het 2 hande, 2 kinders het dan 4 hande, 3 kinders het dan 6 hande. En dit is dan ook 'n funksie, maar dit is in 'n lewenswerklike situasie. Wanneer mens dit ook in 'n tabel gaan sit, dan gaan 'n mens ook mooi sien hoekom dit 'n funksie is. Die reël is 1 kind maal met 2 is 2.
2 kinders maal met 2 is 4 en 3 kinders maal met 2 is 6. So die reël hier is dan ons maal met 2. Jy kan dan ook vir die leerders vrae vra, soos byvoorbeeld, maar as daar 4 kinders is, hoeveel hande is daar dan? En moenie altyd net in volgorde gaan nie, hulle verstaan mos nou die reël. Wat van as daar 8 kinders is, of as daar 10 kinders is, hoeveel hande sal daar dan wees? Hier is dan net vir julle nog 'n voorbeeld. Ons het nou hier honde. 1 hond het 4 bene. 2 honde het 8 bene. 3 honde het 12 bene. Die invoergetal of invoerwaarde hier is die aantal honde en die uitvoer is die aantal bene. Die reël hier is maal met 4. Ons kan ook formules gebruik om dit voor te stel, maar onthou dat ek gesê het, in die grondslagfase werk ons baie informeel aan funksies. En nou kan jy weer vir die leerders vrae vra. Maar daar is nou 5 honde, hoeveel bene is daar dan? En dan is daar 9 honde, hoeveel bene is daar dan? Nog 'n lekker aktiwiteit wat jy dan in jou klas kan doen, en dis ook lekker informeel, is wanneer jy funksies integreer met vorms. So jy kan lekker lang toue vat en die punte aan mekaar vaspind, en dan kan jy byvoorbeeld sê, hoeveel maatjies het ons nou nodig om hierdie driehoek te maak? En dan roep jy 3 maatjies vorentoe, en elkeen van hulle vat 'n punt om die driehoek te maak. Dan het jy nog 'n lang stuk tou en jy gee dit weer vir maats en jy sê goed, vir 1 driehoek het ons 3 maatjies nodig om elke punt vas te hou. Hoeveel maats het ons dan nou nodig om 2 driehoeke te maak? Nou roep jy weer 3 maatjies vorentoe en dan hou hulle die punte vas. Nou kan hulle sien, 1 driehoek het 3 maats nodig, 2 driehoeke het 6 maats nodig. En so kan jy dan aangaan met die aktiwiteit. 3 driehoeke gaan 9 maats nodig hê. En weer eens is dit 'n lekker informele manier om te kyk na funksies. Daar is dan 'n reël. 1 maal 3 is gelyk aan 3. 2 maal 3 is gelyk aan 6. En 3 maal 3 is gelyk aan 9. En sonder dat hulle dit eintlik weet of agterkom, leer hulle van funksies. Hulle leer ook van vorms, want jy integreer. En hulle leer ook sommer bietjie van vermenigvuldig en veelvoude van 3, terwyl jy hierdie aktiwiteit doen. Hierdie is 'n lekker voorbeeld, en dit is ook 'n lekker aktiwiteit om te doen, wanneer ons byvoorbeeld die 3 maal tafel wil leer. Jy kan dit ook doen met 'n vierkant. Om algebraïese denke te bevorder, gaan jy dan tydens hierdie aktiwiteite vir die leerders vra. Hoeveel leerders is nodig om 1 driehoek te vorm? Hoeveel leerders gaan ons dan nodig hê om 2 driehoeke te vorm? En hoeveel leerders gaan ons dan nodig hê om 3 driehoeke te vorm? Jy kan ook laat die leerders dit teken en dan die verwantskap beskryf. Jy kan dan ook ander vorms gebruik. Kom ons kyk byvoorbeeld hier na die vierkant. As ons 'n vierkant wil maak met die tou, gaan ons 4 maats nodig hê. As ons 2 vierkante wil maak, sal ons 8 maats nodig hê. En as ons 3 vierkante wil maak, sal ons 12 maats nodig hê. Hier leer hulle dan van die veelvoude van 4 en hulle leer ook dat daar 'n reël is. Wanneer jy iets vermenigvuldig met 4, is daar net een antwoord. Hierdie tipe aktiwiteite is lekker, dis lewenswerklik en dit is ook dan konkreet as jy dit so maak met die tou.
Dan het ek ook vir julle gewys met die tabelle wat mens gaan gee en hoe om die tabel te voltooi. Die tabel kan jy dan ook gebruik sodat hulle die patroon en die verwantskappe makliker kan raak sien en dit help hulle ook dan om die algemene reël en die funksie te bepaal. Om die aandag dan te vestig op die funksie, moet jy nooit hierdie aktiwiteite in volgorde gee nie. Daarmee bedoel ek, wanneer jy vir hulle 'n tabel gee, moet dit nie van 1 tot 10 gee nie, want dan gaan hulle die patroon raak sien, en sê nou maar jy vermenigvuldig met 2, dit word elke keer met 2 meer, dan vul hulle net onder die patroon in 2, 4, 6, 8, 10. In plaas van om eers die verwantskap te sien, die reël te bepaal en die funksie te verstaan. Daarom is dit nie net in volgorde gegee nie. In die begin kan jy natuurlik so begin dat hulle dit net eers verstaan, maar dan later moet dit nie in volgorde gee nie. Kyk, soos byvoorbeeld hierdie tabel, is die aantal vierkante nie 1, 2, 3, 4 nie. Dis 1 en dan 4 en dan 10 vierkante. Nou moet hulle regtig die funksie bepaal, voordat hulle dan die antwoord kan bepaal. Jy kan dan ook hierdie tabelle vir hulle vertikaal of horisontaal gee, soos in die voorbeeld. Dan is daar ook invoer- en uitvoermasjiene wat jy kan gebruik om hulle te leer van funksies. 'n Funksiemasjien is dan 'n konkrete benadering om vir hulle die verwantskappe tussen die getalle te demonstreer. En dit is dan iets wat jy kan gebruik as 'n aanvangsbenadering om die konsep van funksies vir hulle te verduidelik. So in die begin, wanneer jy wil hê, hulle moet verstaan, maar wat is 'n funksie? Want 'n funksiemasjien volg ook altyd 'n reël. Jy koppel dit dan ook so aan hulle alledaagse lewe, want hulle kry te doen daarmee. Hulle sien 'n invoer- en uitvoermasjien wanneer hulle byvoorbeeld 'n geldjie ingooi en dan kry hulle 'n koeldrank. In jou handboek is daar dan ook mooi beskrywings wat vir jou verduidelik hoe kan jy jou eie invoer- en uitvoermasjien maak, wat jy dan in jou klas kan gebruik. Daar is ook verskillende maniere om dit te doen. Gaan kyk 'n bietjie daarna. Daar is baie oulike idees van hoe jy 'n funksie vir hulle kan verduidelik. As jy iets insit, dan gaan jy weer iets uitkry. Hierdie is 'n informele manier, maar 'n waardevolle manier om die konsep van funksies vas te lê. Vloeidiagramme is dan ook 'n tipe invoer-uitvoer aktiwiteit. Dit werk net soos 'n invoer-uitvoer masjien. Soms as ons begin, dan praat ons sommer van spinnekopsomme. Dit is dan ook baie keer moeilik vir die leerders om te verstaan hoe moet hulle hierdie bewerkings doen. En dan kan jy hulle help deur byvoorbeeld die spinnekop se bene verskillende kleure te maak. So ons maak die boonste 2 bene blou. En nou kan hulle sien, goed, dis 3 minus 1 en my antwoord 2 skryf ek dan op die regterkantste blou been daar in die blokkie. Dan is hieronder ook vir julle 'n voorbeeld van diferensiasie. Hoe kan ons die leerder 'n bietjie uitdaag met vloeidiagramme? Want hierdie een het 'n invoergetal, dan is daar 'n reël en hulle kry 'n uitvoergetal, maar dan is daar nog 'n reël voordat hulle die finale uitvoergetal kry. So dit is dan ook 'n lekker manier om diferensiasie in te bring by vloeidiagramme. Hier is dan nog voorbeelde van vloeidiagramme. Onthou net dat hierdie is baie meer abstrak. En ons sê ons begin altyd met 'n nuwe konsep, kinesteties en dan konkreet, semi-konkreet en 'n vloeidiagram soos hierdie
wat dan sê 110 minus 10 is 100, 100 minus 10 is 90 en 90 minus 10 is 80, is 'n baie abstrakte manier. Dit sal nie iets wees wat jy gebruik om 'n funksie vir hulle te verduidelik nie. Maar wanneer ons op die abstrakte vlak werk, dan sal ons van hierdie vloeidiagramme gebruik maak. Deur 'n vloeidiagram te gebruik en te voltooi, kan die leerders dan ook 'n patroon herken. Die kennis van getalpatrone wat leerders dan opdoen in die grondslagfase, lei dan daartoe dat hulle later jare algebraïese verbintenisse soos y is gelyk aan 3x sal verstaan. Daarom is dit belangrik dat hulle hierdie tipe sommetjies doen, want dan sal hulle later verstaan dat byvoorbeeld y is gelyk aan 3 keer x, en wanneer hulle dan die veranderlike invul, dan gaan hulle by 'n antwoord uitkom, om 'n vergelyking te kry, of om dan 'n som te maak. So dit is waarom funksies en algebra vir die leerders belangrik is, dat hulle in later jare die x'e en die y'e in 'n som sal verstaan en kan weet hoe dit by mekaar uitkom. Ons kyk dan ook hier by funksies na uitdrukkings en vergelykings of gelykheid. Dit is albei belangrike aspekte van algebra. Die rede hoekom ons dan hierna kyk by funksies is omdat uitdrukkings dan 'n reël kan wys en vergelykings kan wys hoe 'n reël werk. Ons kyk dan ook verder na veranderlikes. Nou eerstens 'n vergelyking. 'n Vergelyking is 'n wiskundige stelling met ekwivalente uitdrukkings aan elke kant van die gelykheidsteken. 'n Wiskundige stelling beteken eintlik maar 'n sommetjie. En ekwivalente uitdrukkings is dan uitdrukkings van numeriese of algebraïese voorstellings van hoeveelheid. Dit kan getalle insluit of dit kan dan veranderlikes ook insluit. Byvoorbeeld 3 plus 7, dit is 'n uitdrukking, of wanneer daar 'n veranderlike in is, kan ons ook sê 2x minus 1. Dit is dan ook 'n uitdrukking. 'n Vergelyking is dan wanneer daar 2 uitdrukkings is. So een aan elke kant en daar's 'n gelykheidsteken tussen hierdie 2 uitdrukkings. 'n Vergelyking gaan dan byvoorbeeld wees 3 plus 7 is gelyk aan 2 plus 8. Nou is daar 'n uitdrukking aan albei kante en daar is 'n gelykheidsteken. Ons leer dan vir leerders in die grondslagfase deur middel van balanseerskale oor vergelykings en gelykheid. Die manier wat ons dit dan vir hulle leer, wys dan ook vir hulle dat dit nie noodwendig beteken daar moet 'n antwoord wees na 'n gelykheidsteken nie. Maar die gelykheidsteken, of soos ons baie keer sê, is gelyk aan, beteken eintlik dat die een kant dieselfde moet wees as die ander kant. As ek 2 plus 3 het aan hierdie kant, het ek 5. Dan moet ek ook 1 plus 4 hê aan die ander kant, sodat daar ook 5 is. Dan is dit gelyk. Balanseerskale is dan 'n lekker hulpmiddel om vergelykings te beskryf. En ons gebruik dan balanseerskale as hulpmiddel om algebra in die grondslagfase klaskamer te bevorder. Hierdie balanseerskaal aktiwiteite help met die ontwikkeling van algebraïese denke. Hulle leer om hoeveelhede gelyk te stel. Hulle leer van veranderlikes.
Onthou veranderlik is waar ons 'n simbool gebruik soos X of Y om 'n hoeveelheid voor te stel. Hulle leer dan ook van gelykheid en hoe om gelykheid te behou. Hulle leer ook van onbekende waardes. So balanseerskale help dat ons hierdie konsepte vir leerders op 'n konkrete manier kan verduidelik. Ons kan ook op 'n semi-konkrete manier werk, waar ons byvoorbeeld vir hulle prente gee van balanseerskale. En ons kan dan selfs op 'n abstrakte manier werk in graad 3, waar ons voorstellings gebruik van byvoorbeeld 3 plus 3 plus 3 is gelyk aan 4 plus 5. Daarom is balanseerskale in die grondslagfase vir ons so 'n lekker hulpmiddel om te gebruik, veral wanneer ons wil hê hulle moet verstaan dat die gelykheidsteken beteken nie noodwendig dat daar 'n antwoord moet wees nie. Dit beteken eintlik vir ons dat die een kant moet gelyk wees aan die ander kant. Mens kan ook die gelykheidsteken of die is gelyk aan maak en dit plak daar op die balanseerskaal, sodat hulle kan sien die een kant is gelyk aan die ander kant. Wanneer ons dan ook veranderlikes inkorporeer en integreer, dan is dit jou X en jou Y wat jy kan gebruik, of ons kan dit ook makliker maak en ons kan vir hulle sê, 'n driehoek is byvoorbeeld die waarde van 3 en 'n sirkel is die waarde van 5. So doen gou-gou die som. Hulle moet dan weet, nou is dit in plaas van om die simbool te gebruik of die syfer te gebruik ons nou die vorms. So 'n driehoek plus 'n sirkel gee dan vir my 8. En op hierdie manier bevorder ons dan ook algebra in die grondslagfase. Dit is dan die einde van hierdie kontaksessie. Ons het dan hierdie week gekyk na die inhoudsarea van patrone, funksies en algebra, en ons fokus was dan ook op die ontwikkeling van algebraïese denke in die grondslagfase. Ek hoop dat dit goed gaan met elkeen van julle. Geniet die week. Totsiens.